Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, 'n voorafgaande oordeel. Die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar volg ander eers agterna. 1 Timoteus hoofstuk 5 vers 24. Die werk van die ondersoekende oordeel en die uitwis van sondes moet volbring word voor die wederkoms van die Here. Aangesien die dooies geoordeel moet word volgens die dinge wat in die boeke geskryf is dit onmoontlik dat die sondes van mense uitgewis moet word tot na die oordeel waar tydens hulle sake ondersoek moet word. Wanneer die ondersoekende oordeel afsluit, sal Christus kom en sy beloning sal by hom wees om aan elkeen te gee soos sy werk sal wees. Almal moet geoordeel word volgens die dinge wat in die boeke geskryf is en beloon word soos hulle werke was. Hierdie oordeel vind nie plaas by die dood nie. In die tipiese diens het die hoëpriester, nadat hy die versoening vir Israel gedoen het, vorentoe gekom en die gemeente geseën. So sal Christus aan die einde van sy werk as middelaar verskyn sonder sonde tot saligheid om sy wagtende volk met die ewige lewe te seën. Soos die priester deur die sondes uit die heiligdom te verwyder, dit op die kop van die sondebok bely het, so sal Christus al hierdie sondes op Satan, die oorsprong en aanstigter van sonde, plaas. Die sondebok wat die sondes van Israel dra, is weggestuur na 'n onbewoonde land. So sal Satan, wat die skuld van al die sondes dra wat hy God se volk laat pleeg het, vir 1000 jaar beperk wees tot die aarde, wat dan verlate sal wees, sonder inwoners, en hy sal uiteindelik die volle straf van sonde lei in die vure, wat al die goddelose sal vernietig. 'n Paar, ja, slegs 'n paar van die groot aantal wat die aarde bewoon, sal gered word tot die ewige lewe, terwyl die massas wat nie hul siele volmaak het in gehoorsaamheid aan die waarheid nie, tot die tweede dood bestem sal word. Terwyl die sondes van boetvaardige gelowiges uit die heiligdom verwyder word, moet daar 'n spesiale werk van reiniging, van die wegneem van sonde onder God se mense op aarde plaasvind.